Crème brulee op 'n Dinsdagoggend. Celebrate life. Nou ek is 'n foodie. Ek kan vir ure in die kombuis spandeer. Dan maak ek 'n chili sousie. Dan maak ek 'n soppie en gee dit weg as presente. Ek het een keer 'n bonus ontvang by die werk en amper die hele bonus spandeer op eksotiese disse wat ek beplan het voor die Desember vakansie. Ek het soveel foto's geneem van die kos en hoe die geliefdes dit geniet het. Dit is werklik wat my gelukkig maak, om kos voor te berei vir my geliefdes, om te beplan en die regte resepte te gaan Google. En dan die inkopies is 'n liefdesoffer wat ek doen vir hulle. Dan die voorbereidings. Hulle is konstant in my gedagtes. En dan die oomblik wat ek die liefdesoffer vir hulle gee en hulle geniet dit, is vir my soos om te summit op Everest. Die hoogtepunt van al die voorbereidings. Ek dink natuurlik, Sara is die gelukkigste vrou in die hele Bybel, meer bevoorregd as Maria, want Sara is die enigste vrou wat al vir God gekook het en waar God van haar kos geëet het. Een van my beste vriendinne vir die jaar hierdie week, en sy het 'n natuurlike gesonde obsessie met crème brulee. Hulle was een keer weg vir 'n naweek op 'n girlstrip na Dalstrip, en laat aand was hulle lus vir crème brulee. En hulle het op 'n skattejag gegaan vir crème brulee, laat op 'n koue wintersaand in Dalstroom. Dit was 'n onsuksesvolle skattejag, en sedertdien is crème brulee die ultimate beloning vir die vriendekring. En so op 'n Dinsdagoggend ontvang ek 'n WhatsApp van een van my ander goeie vriendinne. Ek's lus om crème brulee te maak vir haar verjaarsdag. Wat doen jy? En is op daardie oomblik wat jy besef jy is in die hemel. 'n Klein stukkie hemel het aarde toe gekom. Wat is daar beter in die wêreld? In ons land, gesaai met plaasmoorde, met korrupsie, met 'n president wat die finansminister weekliks vervang, as om saam met 'n goeie vriendin 'n liefdesoffer te gaan maak vir 'n ander vriendin. En crème brulee is mos 'n twee-man saak. Een kook die room en die suiker, terwyl die ander een sorgvuldig die eiergeel van die eiерwit skei. Dit was die tuin van Eden, die Utopia. Daardie eerste paar asemrowende oomblikke in Disney World. Dis hoe dit vir my gevoel het, ons crème brulee op 'n Dinsdagoggend. God wil ons volmaak gelukkig hê, volgens 1 Johannes 1 vers 4. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En verder het Jesus ook gekom volgens Johannes 10 vers 10, sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Vier jy die lewe? Koester jy elke goue oomblik in jou lewe? Sien jy die bederfies raak wat God vir jou gee, soos crème brulee op 'n Dinsdagoggend? Is jy soos Maria, Jesus se mamma, wat al die dinge van goedheid van haar lewe bewaar het in haar hart, volgens Lukas 2 vers 51? Onthou jy meer die goeie as die slegte? Kan ons stuck in a moment wees op die goeie tye in ons lewe, eerder as die slegte tye? Ek het tydens 'n spa-sessie vroeg verlede jaar vir God gevra om my te leer om hom te prys, sodat dit net so lekker vir hom is soos om hom te prys soos die rugmassage wat ek op daardie stadium gekry het. En hy was so getrou. Hy het my werklik geleer hoe om hom te loof, vir hom dankie te sê, op die lekkerste maniere ooit. En hy het my ook geleer hoe om hom te prys, om vir hom te sê hoe awesome is hy werklik, ook op die lekkerste maniere ooit. Weet jy hoeveel genot put ek daarin om hierdie video's vir hom te maak? Net soos daardie liedjie van Rachel Platten sê, I'll tell the world, I'll sing a song, it's a better place since you came along. Ek het begin om video's te maak, deur 'n video show app op Android, op my foon, van al die gunsteling oomblikke elke maand. En dan heg ek 'n mooi liedjie daarby. En op die donker daggies in my lewe, kyk ek net na die video's van al die awesome blessings wat God al vir my gegee het. En dan voel ek sommer weer hoopvol. En
En die beste gedeelte van die video's is, dat vandat ek dit 'n jaar terug begin maak het die video's net al hoe langer geword. Of ek meer seëninge ontvang het, en of ek dit net meer geleer het om raak te sien, is nog steeds die groot raaisel. Meer foto's, meer awesome oomblikke, meer seëninge, meer getuienisse om te deel. Vier jy die lewe? Dalk moet ons ophou om verjaarsdae te vier en eerder vermaanddae te vier, soos elke maand. Dalk moet ons begin om anniversary te vier van ons vriendskappe, soos Facebook ook begin het. Om vir ons notifications te stuur om ons te herinner hoe lank is jy en sekere mense alreeds vriende. Dalk moet ons daagliks vier dat God ons bewaar het, dat God ons beskerm het. Dalk moet ons daagliks begin vier dat ons elke dag met God kan praat, vir hom kan bid. Dalk moet ons soos die liedjie van Hillsong begin saam sing, dat ons in ons lewe begin raak sien, wonder. Ek het iemand gister ontmoet wat vir my vertel het, hulle baba dogtertjie is 3 jaar en 3 maande. En ek het gedink, dalk moet ons alles so begin vier. Soos mense wat in AA, Alcoholics Anonymous, 'n medalje kry vir elke jaar wat hulle nugter is. Dalk moet ons ook sulke medaljes begin uitwerk in ons lewens. Ons kan byvoorbeeld ons redding vier, van die oomblik wat jy werklik jou hart vir God gegee het, of van jou wedergebore. Ek het hierdie gedagte met een van my vriendinne gedeel. Toe stel sy voor, sy en haar dogter vier iets met donuts. Sy vra haar dogter, wat moet ons vier? En die dogter antwoord, one step closer. Haar ma vra uit, ek verstaan nie, verduidelik. Elke dag, mamma, is ons one step closer vir ons om God se beloftes te ontvang. Dalk het jy niks anders om te vier nie. Dalk kan jy hierdie geesvervulde dogter se voorbeeld volg. Gaan vandag, gaan koop daai donuts, maak die crème brûlée en vier one step closer.